bietjie om saam te blaai in die woord van die Here. Na die Nuwe Testament, Hebreërs, die boek van Hebreërs hoofstuk 12. En ons gaan daar 3 verse saam lees, die eerste 3. Dit is ons kern teksgedeelte vir môre. Goed, ek wil net seker maak daarbo kan julle mooi hoor. Duidelik, daar sê wonderlik. Goed, lees saam met my verse 1 tot 3. Hebreërs skrywer skryf en sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Vers 3, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. En dan het die kerngedeelte wat ook die titel van die boodskap insluit, verse 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, net tot sover. Wat 'n pragtige gedeelte is dit nie in die woord van die Here nie. Nou, liewe gemeente, vanoggend se boodskap titel is eintlik 'n vraag wat ek aan elkeen van julle wil stel, en dit is 'n baie eenvoudige vraag. Die vraag is, waarop is jou fokus? Waarop is jou fokus? Nou, dit klink op die oog af na 'n baie eenvoudige vraag, maar dit is 'n vraag as ons 'n bietjie dieper dink, wat baie belangrik is vir elkeen van ons se lewens. Want dit waarop ek en jy fokus, bepaal letterlik die rigting waarin ons lewens instuur. Dit waarop ons fokus, bepaal die rigting waarin ons lewens stuur. En natuurlik weet ons, is fokus nie net iets wat hier in ons gedagtewêreld gebeur nie, nee, maar ons weet dat ons fokus iets is wat uiteindelik uitmond in ons totale lewe, in ons besluite wat ons neem, in ons gesindheid, die rigting waarin ons lewens gaan en dies meer. Nou, net so 'n bietjie agtergrond te gee vir interessantheid, weet ons natuurlik dat al hierdie konsepte in die Bybel, of talle van die konsepte in die Bybel ook, natuurlik onderliggend sekere sielkundige prosesse het, en dis interessant dat die sielkunde bevind het dat 'n mens se brein, nou as jy nie 'n mens is nie, is dit nie van toepassing op jou vanmôre nie, maar sy nou almal van ons mense is, hulle bevind dat die mens se brein nie alles wat gesien word en wat rondom ons gebeur, eweveel raak sien of verwerk nie. So, die brein, die menslike brein, kies met ander woorde selektief waarop hy fokus, en die dinge waarop 'n mens fokus in die lewe word natuurlik bepaal deur wat vir 'n mens belangrik is, wat dringend is vir 'n mens, wat gevaarlik is, wat vir jou bekend is, of wat emosioneel belaai is. En die oomblik wat jy op iets begin fokus, wat deur hierdie onderliggende programmetjie beheer word en in 'n rigting gestuur word, is dit ook so dat dit waarop jy fokus, dat jy dit al hoe meer begin raak sien in die lewe. Nou, kom ons gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. Nou, gestel, jy het besluit jy wil 'n spesifieke motor koop, kom ons sê 'n wit Toyota Corolla. Dan gebeur iets baie interessants, nee. Skielik begin jy oral om jou wit Toyota Corollas raak sien, nee. Ja, hulle was nog altyd op die pad gewees, maar ewe skielik kom jy agter, maar daar is al met baie Toyota Corollas op die pad, en daar is toe
bietjie meer van hulle as wat ons gedink het daar is. En so werk die brein. So werk die brein. Die oomblik wat jy begin fokus op iets, dan begin jy naderhand net daardie dinge raak te sien of oorwegend daardie dinge. So 'n mens se aandag werk selektief en daarom is dit ook so dat 'n mens in jou lewe net op sekere dinge sal fokus en die brein het 'n manier om die ander dinge uit te filter. Maar dan is daar ook iets wat bekend staan as die negativiteitsvooroordeel teorie. En dit is dat die mens oor die algemeen, die natuurlike, die Engels praat van die default setting van die mens, is dat die mens geneig is om meer op negatiewe dinge te fokus as op positiewe dinge. En dit hou glo verband met ons oorlewingsdrang, onder andere, maar dit is so dat 'n mens negatiewe ervarings sterker onthou en dat negatiewe ervarings ook meer gewig dra in 'n mens se lewe as die positiewe dinge. En daarom, ek gaan nou nie verveel met die statistiek en alles en navorsing nie, maar dit is so dat die mens uit die 1000 gedagtes wat hy elke dag bedink, dat meer as 80% van jou en my gedagtes elke dag negatiewe gedagtes is, in plaas van positiewe gedagtes. En natuurlik dan, daarmee saam die negatiewe energie, wat het daarmee gepaard gaan die uitwerking op die liggaam en dies meer. Maar, dis geen verrassing dat die koerante en die media, nie geld maak as hulle al die positiewe goed in die nuus sit nie. Het jy, wanneer laas het jy die koerant oopgemaak en iets positiefs gelees? Ek kan nie onthou wanneer laas ek iets positiefs gelees het nie. Nou, hulle weet dit. Omrede hulle weet dat die mens geneig is om te gravitate na die negatiewe dinge. En dit is hoe dit werk in ons eie lewens. 10 mense kom vandag iets positiefs oor my gesê het. En dan kom daar 1 negatiewe opmerking en alles is bederf. Omgekrap, want daai ou het dit gesê, maar ek het skoon vergeet die ander positiewe dinge. Een enkele probleem kan jou laat vergeet van 10 seëninge in jou lewe. En 1 teleurstelling kan jou laat twyfel in die jarelange getrouheid van God. En daarom is dit so belangrik dat ons op die regte dinge moet fokus. Want, hier is 5 redes waarom fokus belangrik is. Want, dit wat ek aanhoudend voor oë hou, begin uiteindelik my denke vorm. Ja, ek het skrifgedeeltes vir alles. Ek gaan dit vinnig noem, jy kan dit neerskryf. Matteus 6, vers 22 tot 23. Tweedens, wat my denke vorm, begin uiteindelik my hart beïnvloed. Spreuke 23 vers 7. Wat in my hart leef, sal uiteindelik by my mond uitkom. Lukas 6 vers 45. Wat deur my mond uitkom, openbaar my gesindheid. Filippense 2 vers 5. En my gesindheid word uiteindelik my getuienis. 1 Petrus 3 vers 15 tot 16. En waar het alles begin? Dit het alles begin by fokus. En daarom is die vraag nooit net, wat gebeur tans in jou en my lewe nie, maar die dieper vraag is, waarop fokus ek terwyl dit gebeur? Waarop fokus ek terwyl dit gebeur? En broers en susters, hier is die realiteit vanmôre, ons weet dit, ons kan nie altyd kies wat met ons gebeur nie. Ons kan nie kies of mense ons teleur gaan stel nie. Ons kan nie altyd keer dat storms kom nie. Ons kan nie altyd keer dat ons verlies beleef, dat ons druk ervaar, onsekerheid en pyn in hierdie lewe nie. Maar ons kan waak waar na toe ons oë draai, wanneer hierdie dinge met ons in ons lewens gebeur. En hier is die kruks van die saak vanmôre, en ek weet julle weet dit ten diepste, en dit is dat as jou en my fokus as kinders van die Here, in hierdie gebroke wêreld, waar nie een van ons gevrywaar is van hierdie dinge nie, as jou en my fokus wegdraai van die Here af, dan begin mense, probleme, storms en teleurstellings, my binneste beheer. Maar die teendeel is ook waar, en ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die teendeel.
En hoe belangrik dit is, dat ons fokus op die regte plek moet wees, en waarop ons fokus moet wees. Alright, nou wil ek ons met vinnig vanmôre kyk net na 3 universele gebeure, wat ons fokus in 'n bepaalde rigting skuif. En ek sê universeel, want ons almal gaan deur hierdie dinge in ons lewens. Die heel eerste een is teleurstelling skuif ons fokus na mense toe. En as ons mooi daaraan dink, in sy diepste vorm, is alle vorme van teleurstelling eintlik op 'n of ander manier verbind tot 'n mens of mense. Iewers is daar 'n mens of mense verantwoordelik daarvoor, of teleurstelling wat direk gekoppel is aan verhoudinge in my lewe. En wanneer teleurstellings kom, en hier is nie een van ons wat hier sit vanmôre, as hier iemand is, asseblief steek jou hand op, dan weet ons jy is nie 'n mens nie, wat nog nooit teleurgestel was deur iemand anders nie. Is daar so iemand hier vanmôre? Is 'n retoriese stelling, nee, vir 'n retoriese vraag. Ons almal was. En wanneer teleurstelling kom, is dit nie lekker nie. Dit maak seer. En dit het 'n manier om jou emosioneel heeltemal van balans af te gooi. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe sterk jy is nie, maak nie saak hoe gelowig jy is nie. As teleurstelling kom, daar's 'n plek in die Bybel, Spreuke iewers wat sê, 'n uitgestelde hoop, dis eintlik teleurstelling, hope deferred makes the heart sick. Uitgestelde hoop maak die hart siek. Teleurstelling het 'n manier om die hart siek te maak. En die oomblik wat teleurstelling kom in ons lewens, en ons nie op 'n Bybelse manier daarmee deel nie, dan is daar 'n klompie dinge wat gebeur in ons lewens. Die vrugte wat verskyn, dinge soos onvergifnis. Ek dink enige een van ons wat al onvergifnis vasgevang was in onvergifnis, dis 'n vreeslike tronk om in te wees. Affekteer jou hele lewe, affekteer al jou verhoudinge. Nog 'n vrug is bitterheid. As daar nie gedeel word met onvergifnis nie, bitterheid. Ek word sinies, nee, ek is agterdogtig oor almal se motiewe, maak nie saak, iemand kan met die reinste en die edelste motiewe, met die mooiste hart kom, maar ek is agterdogtig, ek is sinies geraak vanweë onverwerkte teleurstelling. Daar moet 'n ander bedoeling wees agter hierdie persoon se toenadering. En uiteindelik word my hart hard, word liefdeloos, ek word wantrouig, ek isoleer myself, ek word eensaam, want ek kan mos nou niemand meer vertrou nie, en stelselmatig begin dit kalwe aan my hoop hier binne, want as ek niemand meer kan vertrou in hierdie wêreld nie, waarop kan ek hoop? Is daar dan nog enige hoop vir my oor om te leef, en maak die lewe dan self sin as niemand vertrou kan word nie? Ag, die Bybel is vol voorbeelde, ek hoef nou nie elke stelling te staaf nie, maar ons weet, daar's ouens soos Josef wat kan getuig, hy is deur sy broers teleurgestel, Moses deur die volk, Dawid deur Saul, sy eie seun Absalom, Jesus en Judas, Paulus en Demas, die skrif is vol voorbeelde daarvan. En dis presies waar die vyand wil hê, hy wil hê dat wanneer teleurstelling kom, dat ons fokus op mense moet sit, want hy weet, die oomblik wat ons fokus van Christus afval en op mense sit, het hy beheer oor ons lewens, en sê die skrif vir ons, baie duidelik, dat wanneer ons mense ons fokus maak, dan gebeur daar, en hierdie vrugte verskyn in ons lewens, dan bedroef ons eintlik die Heilige Gees. Efesiërs 4 vers 30, jy kan die konteks gaan bestudeer. Paulus skryf, hy sê, bedroef nie die Heilige Gees nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing, van redding. En die konteks van hierdie gedeelte is geskryf vanuit 'n verhoudingsraamwerk, gelowiges, binne die gemeenskap van gelowiges. En dit is so dat ons grootste teleurstelling, ons grootste seer kry, vind plaas binne die familie, die wat die naaste aan ons is, het die vermoë om ons die seerste te maak. En ek het baie ons al gesê, wat opeindig en sê, jong, ja, ek hoor wat jy sê, maar ek kan mense nie vertrou nie. Mense stel altyd teleur. Het jy al gehoor mense sê so? Ja, mens so vroom lyk nie, ek het dit al gesê. Ja, maar weet jy wat, nee, broers en susters, dis nie wat die Bybel ons leer nie. Ja, die skrif sê vir ons, vertrou nie op prinses en op die mensekind, by wie daar geen heil is nie. Maar die teks sê nie, moenie enige iemand ooit vertrou nie. Nee. Dit beteken net dat ons nie mense
as die bron van ons finale hoop, ons finale redding, ons finale sekuriteit en voorsiening moet maak nie. Want Psalm 146 kwalifiseer dit en hy sê, want die gees van 'n mens gaan uiteindelik uit hom uit, hy keer terug na die aarde toe, en daardie dag is dit met sy planne gedaan. Maar dan kom hy en hy sê, welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het, as sy hulp, wie sy hoop is op die Here, sy God. Dit sê net vir ons dat ons moet nooit toelaat dat 'n verhouding sodanig ontwikkel, of ons verwagting en vertroue op mense so groot geword het, dat hulle as ware God vervang het in ons lewens nie. Want dis waar teleurstelling ten diepste sy wortel het. En daar is 'n onsigbare lyn in ons harte, wat as ons nie weet waar dit lê nie, kan dit lei tot groot hartseer in ons lewens. En ek het hier 'n stelling gemaak, en ek dink jy gaan daarmee assosieer vanmôre. Meeste van ons teleurstellings kom wanneer ons van mense, van mekaar verwag, wat net God kan gee. Ek kan getuig daarvan, 'n storie uit my lewe, ek sal nie name noem nie. Jare terug, so 20 jaar terug, toe ek my roeping vasgemaak het in die Here, ek begin studeer as 'n teologiese student, het ek 'n mentor gehad, 'n man van God, 'n pragtige man, nou nie meer in die bediening nie, afgetree, maar jong, as hy gepraat het, hoor jy, ek het so opgekyk na hom. Ek het naderhand, soos hy begin preek. As jy nou my preekstyl luister, jy gaan luister sy types, gaan jy agterkom, het klink amper soos dieselfde ou, so baie het ek opgekyk na hom. En ek het op 'n stadium hom so hoog geag, dat kyk, as hy gepraat het, as hy gesê die Bybel sê dit, dan was hy so goed as wat God dit self gesê het. Ek het dit nie betwyfel nie, ek het dit nie ondersoek nie, as hy gesê dit is so, dan is dit so. En soos wat die jare aangegaan het, en ek gegroei het en ontwikkel het, en daar het sekere dinge gebeur het, veranderinge in sy lewe, my lewe, het ek teleurstelling beleef. En soveel so dat ek later in myself half ongelukkig was oor wie hy is as 'n persoon. Ek het begin betwyfel, ek het begin bevraagteken, ek het krities begin word oor dinge wat hy sou sê, en dies meer, tot heel laas vandag, 20, 25 jaar, 23 jaar later, as ek terugkyk, dan onthou ek 'n gesprek wat ek eendag met hom gehad het, toe hy vir my gesê het, hoor hierso, en ek dink hy het gees van onderskeiding gehad, toe hy in my as 'n jong teologiese student kyk en sê, hoor hierso, Michael, onthou net een ding, ek het ook voete van klei. En daai stadium het ek natuurlik nie gedink hy het voete van klei nie, hy het net voete van marmer of van staal. Maar 20 jaar later besef ek dat my teleurstelling was nie as gevolg van wie hy is as 'n mens nie, maar my teleurstelling was as gevolg van die onrealistiese verwagting wat ek gehad het van hom, wat hy nooit eers besef het in my hart leef nie. Dis waar teleurstelling vandaan kom. Teleurstelling kom van die verwagtinge wat ek in my hart dra ten opsigte van iemand of iets. En wanneer daardie persoon nie aan my verwagtinge voldoen nie, is ek teleurgesteld, en as ek nie verstaan waar die wortel daarvan lê nie, gaan ek die persoon blameer en die persoon se karakter in twyfel trek, in plaas van om te besef, soos die spreekwoord iemand een keer gesê het, he who expects nothing will not be disappointed. Ons verwagting, sê die woord van God, behoort op die Here te wees. Want jy sien, die Here is die enigste een wat ons nooit sal faal nie. Hy is die een persoon wat altyd konstant bly. En luister hier, as jy dink dat hy jou gefaal het, kan ek jou verseker vanmôre dat jy so voel of dink alleenlik omdat jy onbekend is met die wil en die wee van die Here. Die woord sê vir ons ondubbelsinnig vir ons dat God absoluut getrou is en absoluut betroubaar. Hy is waarheid, hy is regverdig en by hom is daar geen ommekeer van verstand nie. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Hy gaan nie vandag iets sê en môre iets anderster nie. Hy kan ons nie teleurstel nie. Alrede hoekom ons teleurstelling beleef is omdat ons 'n verkeerde verwagting gehad het van wie hy is en hoe hy werk.
Hy is perfek, hy is volmaak. Hy is die een mens in jou kring wat jou nooit sal val nie. Hy is die een mens by wie jy kan gaan skuil. Hy is die een mens na wie jy toe kan gaan om aan te klop vir raad en vir hulp. En vanoggend sit jy dalk hier en jy sê, Michael, ek's teleurgesteld. Ek is daai ou van wie jy praat. Dan sê die Here vanmôre, dan kan daar herstel kom as jy bereid is om jou fokus weg te vat van mense, feilbare mense wat voete van klei het en dit terug te draai na Jesus Christus toe en te sê, Here, vergewe my dat ek hulle hoër gestel het as U. Vergewe my dat ek hulle U plek in my lewe kom gee het. Here, ek besef my verwagting van hulle was die oorsaak vir my teleurstelling. Ek vergewe hulle, ek vergewe myself en ek draai my fokus terug na U. Dis 'n perspektiefverandering wat moet kom wanneer ek besef dat ek iemand anderster op die troon gesit het waar hy nie hoort nie. Ja, Paulus se raad direk aan ons, Kolossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar, vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. In die tweede plek, ja, storms in ons lewens het die vermoë om ons fokus te draai na omstandighede toe. Ja, as storms in die Bybel, skielike veranderinge wat ek nie gekies het nie. Ons almal beleef storms, nê? Die lys is legio, nê? Dalk 'n nuwe werksomgewing. Jy's afgelê, jy's geretrench, jy moes verhuis. Dis 'n wagseisoen in jou lewe. Geen antwoorde wat kom nie, deure wat nie oopgaan nie. 'n Skielike diagnose van siekte. Dalk 'n finansiële krisis in jou lewe, nê? En wat gebeur? Die oomblik wat ons op die storm, wat die storm daar is, wat is ons eerste reaksie? Ons is geneig om te fokus op die storm, te fokus op die probleem. Nou, ek hoef julle nie te herinner aan wat met Petrus gebeur het nie. Onthou julle die verhaal? Solank as wat Petrus se fokus op Jesus Christus was, op die Here was, hy in sy oë gekyk het en hy bewus was van die krag, hy bewus was van sy teenwoordigheid, sy oë was op hom gerig gewees, het die storm wat gewoed het dit hom nie geaffekteer nie. Hy het inteendeel uit die boot uitgeklim en op die water geloop, Jesus tegemoet, maar die skrif sê die moment toe Petrus sy oë van Jesus Christus afhaal, toe sink hy. En broers en susters, dalk sit jy vanmôre hier, en ek praat eers met myself, want ek trek die goed terug na my eie lewe toe. Dalk sit jy vanmôre hier en jy het vrees. Jy het vrees vir die toekoms. Daar's angs in jou lewe, jy slaap nie in die nag nie, jy's uitsigloos, jy's vol spanning, jy's moedeloos, jy's geestelik moeg. Luister hier vanmôre, die Here sê vanmôre, luister, ek het nooit gesê dat in hierdie wêreld waarin jy leef, jy nooit storms gaan beleef nie. Dis die eerste ding wat ons moet verstaan vanmôre. Selfs Jesus was in 'n storm gewees. Jesus was vir 3 jaar in 'n storm gewees, na sy openbare bediening aangekondig was. Paulus was in 'n storm op pad na Rome toe gewees. Dis deel van 'n gebroke wêreld, maar luister hier vanmôre, die Here sê, in daardie storm is daar 'n keuse vir jou en my waarop ons gaan fokus. Gaan jy vanmôre fokus op hierdie probleem wat voor jou is? Of gaan jy vanmôre deur die bril van geloof verby hierdie probleem kyk en Jesus soek in die storm, want luister hier vanmôre, dis die sleutel, dis die antwoord. As ek en jy wil staande bly in 'n gebroke wêreld, kan ons nie langer ons fokus plaas op alles wat om ons is wat verkeerd is nie, want raai wat, die oomblik wat vandag se probleme uitgesort word en dit perfek is, die môreoggend as die son opkom, is daar weer 'n nuwe stel probleme wat lê en wag. Die Bybel sê, Dawid sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Maar luister wat sê, hy voeg by, hy sê, maar uit die almal red die Here hom. Kan ek 'n amen kry vanmôre? Kan ek dit weer vir jou sê? Hy sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. En luister, die redding van die Here in storms en omstandighede kom nie altyd soos wat ons dit verwag en soos wat ons dit wil hê nie.
Ons almal weet dit. Jesus sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hoe goeie moed ek hierdie wêreld oorwin. Die oorwinning van Christus in ons lewens kom nie noodwendig wanneer die fisiese berg voor ons geskei word, wanneer die fisiese reus wat voor ons staan geskei word nie, maar dit kom dikwels en meer gereeld in die vorm van moed te midde van vreesagtige omstandighede. Dit kom in die vorm van blydskap. Wanneer alles om my rattel en alles lyk of dit in duie gaan stort, dit kom deur vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wanneer die storm so groot is en ander mense sê, hey, hoorie so, is jy right? Hoe bedoel jy is jy right? So, dis alles right hierbo, want jy lê en slaap in die hoek van die boot terwyl die storm woed en ons besig is om te vergaan. Onthou julle die storie? Jesus aan die slaap vas, in oorwinning, midde van 'n storm, want sy fokus was op sy hemelse Vader en nie op dit wat voor oë was nie. Wat sê die skrif? Sê die skrif nie, die regverdige sal nie deur aanskoue wandel nie, maar deur sy geloof. Broers en susters, dit was die geloof van Ou Testament helde wat God se getuienis oor hulle gebring het. Gaan lees die hele boek van Hebreërs 11, die voorafgaande hoofstuk. Paulus praat van 'n wolk van getuienis, van mense wat in die midde van krisisse, in die midde van rowwe omstandighede, hulle vertroue op die Here gehou het. En die woord sê, daai geloof en vertroue was die getuienis wat God aanneemlik gevind het. Baie van hulle het gesterf sonder om die belofte te verkry, maar hallo, hulle het nie geweet nie, want Paulus skryf, hy sê, sodat die volmaakte, dit wat beter is, dit wat sou kom, dat hulle dit nie sou in besit neem sonder ons nie. En ons weet, wanneer hierdie ou streepie getrek word, en die laaste sandkorreltjie deur die uurglas val, is dit nie die einde van God se plan en bemoeienis met ons lewens nie, want aan die einde van hierdie aardse lewe, wag daar nog 'n dispensasie op ons. Die 1000-jarige vrede ryk. Wanneer Jesus Christus saam met ons saam met hom op hierdie aarde gaan regeer, as konings en priesters, oor die nasies, oor die volke van die aarde. En daarom is daar baie beloftes wat dalk in hierdie lewe nie in besit geneem sal word nie, maar waar die Here die geloof en die vertroue wat in ons in hom geplaas het, vir ons bewaar sal word as 'n loon in die era en die dispensasie wat kom. Hoor u vanmôre, ek hoop dit doen iets aan jou hart vanmôre. Ek hoop dit maak jou opgewonde. Broers en susters, die derde ding. Ja, ons fokus draai dikwels na onsself wanneer verlies en sukses ons baie kruis. Verlies het 'n manier om 'n mens se fokus na die self te skuif. Veral wanneer ons gevra het en gebid het en die Here het anderster gewerk of besluit, dan is daar 'n stemmetjie hier binne wat sê, ek moet myself oorleef. Ek het dan gebid, maar niks het verander nie. Ek kan met ander woorde net op myself staat maak. Niemand gaan my help nie. Die keersy van die munt is ook so, wanneer dit met ons goed gaan en ons uitermate suksesvol is, dan begin die fokus ook na myself te skuif en ek vergeet, maar hey, dis eintlik die Here wat my die vermoë gegee het. Dis die genade van God wat my tot hier gebring het en my dra. Dis nie net my eie krag, my talent of my vermoë nie. Albei is 'n fokusprobleem. En die Here wil nie hê dat die fokus op onsself moet wees nie. Want jou en my krag kan net so ver gaan. Ons talente en ons vermoëns kan net so ver gaan. As ons vanmôre nie weer in erkenning na die Here toe kom, soos wat Deuteronomium 8 vers 17 tot 18 vir ons sê nie. Hoor wat sê die woord, hy sê, en jy wat in jou hart gedink het, my krag en die sterkte van my hand het vir my die rykdom verwerwe. Vers 18, hy sê, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Ons is nie die bron van ons voorsiening nie. God is. Dis sy genade alleen. Die tyd het gevorder. Kom ek sê gou vir jou, en ek dink dis implisiet in die teks en in my boodskap. Hoe skuif ons fokus terug? Wel, daar's net een manier. En jy moet terugkom in die woord van God. Ons as gelowiges moet terugkom by die woord van God. Ons kan nie toelaat
dat die stemme van die wêreld harder praat as die woord van God nie. Dis die gewisse manier hoe ek en jy fokus verloor. In my lewe het ek agtergekom, dat die kere in my lewe wat ek begin fokus verloor het, die kere wat ek mismoedig geraak het, die kere wat ek neerslagtig was, ek wil selfs so ver gaan om te sê, dat daar selfs periodes van ligte depressie in my lewe was, waar die storms gewoed het in omstandighede, it just didn't want to let up, en as ek terugkyk, dan besef ek, dat ek in daai tye van my lewe, nie naastenby so geanker was in die woord, as wat ek veronderstel was om geanker te wees in die woord nie. En ek het so iets daarvan weer beleef in die afgelope 6 maande van my lewe, en die Here het met my begin praat en deel, en ek het 'n poging begin aanwend om die woord opnuut te begin lees. Jy weet, jy jarelang besig is met die woord, en jy die Bybel al nou hoeveel keer deurgelees, en Matteus en al hierdie boeke, dan voel dit baie keer asof, maar ek weet mos nou wat in die Bybel staan. Maar dis wanneer ons deur moeilike tye gaan en ons besef ons het niks anders om na te gryp behalwe die woord nie, waar die woord vir my 'n anker word in my lewe. En ek het begin om die woord weer te spreek, om die woord van God te verklaar oor my lewe en my omstandighede. En ek het besef dat die enigste manier hoe die dor areas van my lewe, waar die beenderre dood geword het, en waar daar nie beweging is nie, hoe daai areas van my lewe weer 'n fontein van lewe kan word, is wanneer ek die woord van God begin spreek. Jy almal ken die verhaal, Jesegiel 37, daar's te veel om vanmôre met jou te deel, maar ons het hierdie gedeelte in die Ou Testament van die profeet, wat God neem hom na die dal van Dura, en dan kyk hy oor die dal, en hy sien 'n magdom dooie beenderre, liggame wat daar lê, net bene, dis dor, dis droog, daar is niks daar nie. En dan praat die Here met hom, en dan vra die Here vir hom in Jesegiel, ek wil vinnig daaraan toe blaai, Jesegiel 37, en dan sê die Here vir hom, in vers 4, hy sê, mensekind, vers 3, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, U weet dit. En dan antwoord die Here terug en hy sê, daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. En die woord profeteer hier beteken nie toekomsvoorspelling nie, dit beteken dat een ten behoeve van 'n ander iets uitspreek, en in hierdie geval gee God opdrag dat sy woord wat die gesag dra, deur Jesegiel uitgespreek moet word in 'n bepaalde konteks en situasie, en die resultaat is verbuisterend. En dis vanmôre 'n profetiese beeld van wat God wil hê ons deur die geloof in ons eie lewens moet toepas, wanneer areas van ons lewens geestelik begin doodgaan. Wanneer ons voel daar is emosioneel is ons besig om weg te kwyn, wanneer ons oorweldig is deur lewensomstandighede, en ons staan met ons rug teen die muur, ons sê, Here, ek weet nie hoe ons hierdie ding gaan verander nie, dan kom die Here vanmôre na ons toe, en hy sê, luister mensekind, hy sê, is dit moontlik dat hierdie bene lewendig kan word? En dan antwoord hy, en hy sê, Here, U weet, dis moontlik. Luister hier vanmôre, jy sê dalk vanmôre, jou omstandighede is 'n saak van onmoontlikheid. Kom kerk, ons almal was al daar. Jy sê dalk vanmôre, Here, ek kan nie hier uitkom nie, ek het nie antwoorde nie. Dan kom die Here en hy antwoord, hy sê, luister hier, ek is die God van alle vlees, sou enige iets vir my te wonderbaar wees. En dan gee die Here vir hom die toepassing. Hy sê, hoe gaan jy nou te werk gaan? En dan begin Jesegiel te profeteer. Hy profeteer, hy spreek die woord van die Here. En dan begin hierdie bene die gees van die Here begin oor dit te kom. Vers 6, senings begin op hierdie bene gelê te word, vlees, het word oorgetrek, en gees word in hulle gegee. Uiteindelik is daar 'n beroering, daar is 'n geruis, en hierdie bene begin lewe te kry, en uiteindelik kom die gees van die Here uit die 4 windstreke, hy blaas oor hierdie dooies, en uiteindelik staan daar 'n leermag ontsaglik groot op hulle voete, hulle het lewendig geword. Luister, hoekom? Omdat Jesegiel die woord van die Here begin spreek het in die dor areas van sy lewe. Kerk, luister vanmôre. Ek hoef nie vir julle te preek vanmôre asof julle nie weet nie. Daar's iets misterieus, iets onverklaarbaar omtrent die woord van God. Hebreërs skrywer sê, die woord van God is lewend en kragtig. Die Engels praat van it is powerful and effectual to bring about change.
God se woord in my mond gespreek oor die dooie areas van my lewe, het die vermoë om iets wat dood was weer lewendig te maak. Sê Jesus nie in Johannes 6, hy sê, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe nie. Jeremia 23 sê, ek haas na die einde toe, sy woord is soos 'n hamer, wat rotse vermorsel. Sy woord, sê Jesaja 55, kan nie leeg terugkeer nie. 2 Korintiërs 10 sê, sy woord breek deur skanse en mure. Psalm 107 vers 20 sê, sy woord red ons uit ons skuile uit. Romeine 10:17 sê, geloof dan kom deur die gehoor en gehoor kom deur die woord van God. Ek wil vanmôre vir jou aanmoedig, ek weet nie waar jy jouself bevind nie, dalk het jy op 'n plek van mismoedigheid gekom. Dalk sê vanmôre, Here, ek is soos Petrus wat eens gebid het en gesê het, Here, ek glo, maar kom my ongeloof te op, hallo, ons almal was al daar. Here, ek glo, maar kom my ongeloof te op. Luister, dan bid ek vanmôre dat die Gees van die Here, sy woord weer in jou mond lê en dat daar 'n begeerte in jou sal opstaan om God op sy woord te vat, want luister hier vanmôre, hy is betroubaar en sy woord sal nie leeg terugkeer nie. Is dit jou gesin wat vanmôre die Here nodig het, spreek oor jou huis. Die Here is getrou. Die Here sal die goeie werk wat hy begin het voleindig. Spreek oor jou kinders. God is nog besig. Hulle is nog nie gered nie. Hulle wil nog steeds niks met die kerk te doen hê nie. Spreek oor hulle. God is nog besig. God sal hulle red. Spreek oor jou land. Spreek oor die gemeente. Hoeveel keer het ek myself op 'n plek gekry oor die jare heen, dan gaan die kerk mos deur sulke seisoene, en dan verwag mense dat die kerk moet altyd net somer wees, en as dit winter is, dan trek al die swaalkies na 'n kerk waar dit somer is, en as dit weer winter is daar, dan kom die swaalkies weer terug. Terwyl hulle nie verstaan nie, dat daar seisoene is, ook in die koninkryk van God, ook in 'n gemeente, en wanneer dit sleg gaan, beteken nie dat God sy rug op mense gedraai het nie, maar dat hy besig is om dieper te werk, en dat hy wil hê, jy moet vasbyt, sodat jou wortels kan dieper ingaan, sodat die karakter van Christus in jou lewe gevorm moet word. Imagine as ons net die hele tyd leef waar dit somer is. Hoe gaan ons lyk? Hoe gaan ons geestelike vorming lyk? Die winters is nodig in ons lewens. En dan wanneer ek bid en sê, Here stuur arbeiders vir die oes. Dikwels raak 'n mens neerslagtig en negatief en sê, Here, waar is die mense? Dan kom die Here en hy bemoedig. En hy sê, soos Elia gesê het, ek is alleen oor, dan sê God, nee, daar is nog 7000. En Christus Jesus is besig om sy kerk te bou in Basie. Waar is die bid hier? Nee, en die beste lê nog voor. Halleluja. Die beste lê vir ons nog voor. Ek weier om vas te kyk in demografie. Ek weier om vas te kyk in leefbanke. Ek weier om vas te kyk aan inkomste. Ek kies om deur die geloof myself te anker aan die woord van God. Kan ek dit doen uit my eie? Mag niemand wat hier sit vanmôre dink dat ek dink ek kan dit regkry myself nie. Ek weet baie goed waar my hulp vandaan kom. En luister hier vanmôre, ek weet nie waar jy sit vanoggend nie. Ek gee nie om wat jou omstandighede is nie. Myne lyk anders as joune. En Dawid sê, hy sê ek slaan my oë op na die berge. Die berge is die goed in my lewe wat onoorkomlik lyk vanmôre. Ek staan voor dat ek sê, Here, it is too big. En hy roep uit en sê, waar sal my hulp vandaan kom? Is dit siekte? Is dit finansies? Is dit verhoudinge? Is dit 'n werksomstandigheid wat jy net nie meer kan verduur nie? Hy sê, ek slaan my oë op na hierdie goeters, maar ek kyk verder, waar sal my hulp vandaan kom? En dan oor die horison van die piek van die berg sien hy die Here. En hy sê, my hulp kom van die Here. Kom kerk. Wat die hemel en die aarde gemaak het.
Daai God sluimer en slaap nie. Daai God weet presies wat jy deurgaan. Daai God weet presies wat jy nodig het, en soos die ou Pinksterlied sê, Tannie Marie, ek dink jy moet nader staan, dat ons sing. Kom asseblief. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Yes, He will make a way for me. Luister, ek sê vanmôre vir iemand te sê, hou op om die krag in die hand van God en sy teenwoordigheid in jou te lewe te meet aan jou gevoelens. Gevoelens is bedrieglik. As die kruis sy uitkoms bepaal was, alleenlik gebaseer op hoe Jesus gevoel het in die tuin van Getsemane. Toe hy bid op 'n stadium en hy sê, Here, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar toe antwoord hy homself en hy sê, nogtans nie soos wat ek wil nie, maar soos wat U wil. Ek sê hier om vir iemand vanmôre te sê, luister, jy sien dalk nie vanmôre die uitkoms nie. Jy kyk daal oor jou dal van jou lewe en jy sien dooie bene. Luister hier vanmôre, God se woord is in staat om lewe te bring in jou lewe vanmôre. Ek wil jou vra, sluit bietjie jou oë saam met my. Net daar waar jy sit vir 'n paar oomblikke. Ek wil jou vanmôre vra om dit wat vanmôre jou fokus geword het, jou probleme. Dalk is dit 'n huwelik wat net nie wil werk nie. Jy het so lank gefokus op die ander persoon wat jou teleurgestel het, dat jy heeltemal sig verloor het van waaroor dit eintlik gaan. Die eintlike saak is dit: julle het julle oë van die Here afgehaal. En Jesus staan gereed om ook daar nuwe lewe te bring. Hy vra vanmôre net dat jy sal jou oë wegdraai. Dit beteken nie dat jy vanmôre die probleem ontken nie. Dit sê net dat jy vanmôre verklaar dat daar een is wat groter is as my probleem en as my storm. En hy sal 'n weg maak vir jou as jy jou oë gefestig sal hou op hom. Luister weer wat sê die Hebreërskrywer. Hy sê, terwyl ons dan so 'n groot wolk van getuienis het, laat ons dan ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Kerk, ek wil jou uitnooi vir 'n oomblik saam met my te staan op jou voete. Ons is klaar. Ons is klaar en ons, Here, wil vanmôre as 'n gemeente, elke persoon individueel, wil vanmôre ons fokus terugdraai na Jesus Christus toe. Die een wat getrou is, die een wat vir ons die uitkoms sal bring, op sy eie tyd en op sy eie wyse. Here, vanmôre is die gebed dat sou die berg vanmôre nie opgehef word en in die see gewerp word nie. Here, dan bid ek dat tot dan, dat die vrede wat U vir ons bekom het, deur die eie dood en opstanding, dat daardie vrede vanmôre ons harte en ons sinne sal bewaak in Christus Jesus ons Here. O kerk, kom ons aanbid hom net daar waar jy staan. Begin jou hart net met hom te deel. Sê, Here, ek kyk vanmôre weg. Ek kyk vanmôre weg van dit wat ek sien. Ek wil vanmôre deur die geloof wandel. Ek gryp myself vas aan die beloftes van die woord. Vir my huis, vir my gemeente, vir my bediening, vir my kinders, vir my toekoms, vir my gesondheid. Here, ek sal nie toelaat dat die wêreld die laaste woord spreek nie, maar U woord spreek die finale woord. En ons hou vas daaraan vanmôre, Here. Ons loof U wonderlike naam.
As jy die woorde van die lied ken, sing dit saam met my. Kom ons verklaar dit. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. For love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. Halleluja. Ons loof U wonderlike naam, Here. Vader, dankie vir hierdie kosbare versekering. En Here, terwyl hierdie woorde nog echo in ons gees, verseël ons hierdie geloofsverklaring vanmôre deur saam met U te kom aansit aan die waarborg van hierdie beloftes, naamlik die kruis, waar die kosbare bloed vir ons gevloei het, die liggaam gebreek was, sodat ons deelhebbers kan word van hierdie wondergenade van die hemel in die persoon van Jesus Christus. Jesus, ons gee vanmôre op nie die ereplek in ons lewens en ons draai ons fokus onvoorwaardelik terug na U toe, die leidsman, die begin en die volëinder van ons geloof. Ons fokus is op U. Here, op U eie tyd en wyse, verheerlik U naam in en deur ons lewens. Is ons gebed as 'n gemeente en ons bid dit in Jesus se naam alleen.